ek en my hond. Grom, chop, is 'n rowwe kombinasie, soos brood en sop. Soos 'n karp op 'n mieliebom, curry en rys, 'n haai op 'n ou katrol, bier en vleis. Ons is nie bang vir... Show yourself or I'll give you such a bad kick it will appear in the next Afrikaans dictionary as a pain and ipuna. That's not very nice. Here, take these papers to Latrina Moerdijk's office. This divorce is becoming ugly. Ek sal nie lank wees nie. The only time you can believe that statement from a man is in the bedroom. I like it vir my, mevrou is bietjie dik vir mans. One in particular, the snake. He wants the house. And me to keep him in the lifestyle he has become accustomed to. Dit sal my net so vies maak. I am stressed and no one to choke. Ag, kom sit, laat ek mevrou se naels doen. Sal die stres verminder. Yeah, they need doing. My girlie, I told that lounge lizard, watch it. I have an attitude and I know how to use it. Sit. Mevrou is gans te tens. Dink aan iets moois. Soos wat? Soos 'n waterstroompie, 'n blom, die son wat sak oor die see. Wat van 'n double chocolate mousse koek? Dis ook mooi. Or my husband getting a massive pain and say puna. Ek reken dis verby tussen my en Petunia. The magic is gone. Wat is nie so? Nee, want gisteraand toe sê ek vir haar, hey baby, come on, let's go out and have some fun. Toe tune Petunia my, sure. Maak net seker jy onthou om die gang se lig aan te los as jy voor my terug is. Bessie, moet dit met my traai. En daar wys sy uit die huis uit. Alleen. Nee, met my broer Errol. Dit sal my effens agterdogtig maak. Ek worry nogal oor hy twee. Hulle raak heeltemal te lovey-dovey met mekaar. Hoekom maak jy nie weer af met haar sussie? Griselda spreekies en het nou net sommer hy onnie langs aan ingetrek. Is hy die pa? Ja, dis wat hy skien. Maar dit het enige member van die Eldorado Park Male Tabernacle Choir gewees het. Gaan ek maar lekker woes daar by julle, hè? Excuse me, Mr. Lillywhite. Het jy nog nie die mooiste pull-up bessies as die Blapsie nie? Dit was donker. Ek het gedog is Bessie. Blapsie se headlights is 2 keer so groot soos Bessie se. Sekere dinge moet 'n mens liewer nie oor praat nie. Ek wil nie weer ou koeie se wonde oopkrap nie. En dan slaap jy weer 'n nag of 2 in die caravan. Noem die naam Blapsie en ek slaap al vir 'n week. Koos, ek sal nou weer my 'n nuwe goose moet kry. Maar ek is ooit oefening uit, ek sal nie weet hoe nie. Dis maklik. Jy moet net die regte woorde gebruik. Die heel eerste woorde wat jy sê is die belangrikste. Soos wat? Soos ek het vir Bessie gesê, "Hi, my naam is Koos. En jy beter onthou, because later tonight you will be screaming it." Iets hy toe. Ja, later, nie die spesifieke aand nie, 'n jaar later. Doesn't matter, it worked. Jy kan ook sê, "Verskoon my dame, my vriend daar wil weet of jy dink ek is cute." Ek moet dit goed neerskryf. En nog. Ons baie. Juffie, glo jy in liefde met die eerste oogopslag? Of moet ek weer 'n keer verby jou loop? Kry. Slaap jy op jou maagie? Nee. Kan ek dan maar? Waar leer jy die goed? Op skool in die voorligtingsklas. Kan jy check? White education was ons fair voor. Ons voorligtingsonderwyser het permanent 'n hangover gehad. So ons kon in die klas praat net waaroor ons wou, terwyl hy kyk. En nog, kom. As ek jy was, het ek vanaand saam met my huis toe gegaan. Ek like. Jy's miskien nie die mooiste meisie hier nie, but beauty is but a light to switch away. Hierdie ene kan jy vir stoute meisies gebruik. Kan ek vir jou 'n drankie koop of verkies jy die kontant? Hey, my type of girl. En hierdie ene moet jy met die grootste versigtigheid gebruik. Laat wy. Jy het die mooiste bene. Hoe laat vanaand maak hulle oop? Oh
verskoon my, het ek op 'n ongeleë oomblik hierin geloop. Nee meneer, ons sit maar net en praat. Twak. Die tenders moet terug na die tenderaars toe. Vir de hersiening. Voor die einde van die dag. Daar's 'n onaanvaarbare aantal taal- en spelfoute daar. En ek wil asseblief vra dat julle mevrou Mama Bolle met die nodige meegevoel hanteer. Sy gaan op die oomblik deur 'n baie rowwe egskeiding. Ja, sure, boss, ons weet. Meneer kyk nou na Mr. Sensitivity en his brother, Compassion. Dis waarvoor ek bang was. Ek hoor, meneer se eksvrou is weer goed op pad om weer by meneer in te trek. Wat? Waar hoor jy dit? Gebok sê my, die rondborstige antie laai meneer elke oggend voor by die werk af met meneer se kar. Haar motor is onklaar. Ek help net met vervoer. Dit het niks met julle of Gearbox te doen nie. Gearbox tune my meneer hulle is 'n goodbye soene, lyk soos 'n woeste bekleierery tussen tonge, lippe en longe. Waar sien jy dit? Op die security cameras hier buite die gebou. Ek reken hulle type het. En jy typ gesien. Nee. Ek het mos gesê ek reken so. Maar dit sal ook bitterbek die res van die oggend besig hou. Lekker slim. Terwyl hy dinge oopvlek tot op die hoogste vlak, kan ons terugsit en relax. Ek wil dit op skrif hê, dat elkeen van daai videobande gewis is. My prokureursbrief is op pad. Goed. Dan verstaan ons mekaar. Dankie. Oh, yes? You don't look particularly busy today. Natuurlijk nie, mevrou. In tegenstelling met meeste mense wat hier werk, het ek my werk die eerste keer reg gedoen. Franz, you're full of it. Vol van wat? Do you want me to spell it? Nee. Waarmee kan ek je help? I think my husband is stalking me. Wat op aarde sal u dit laat dink? I've been having a sneaky suspicion about it for a few days now. Is dit dalk net die verbeelding nie, mevrou? No! Yesterday, I took a Koki pen and wrote on the wall of the women's loo, my husband follows me everywhere. And today, I see written just below it, I do not. Maar enige iemand kon het geskryf het. In his handwriting. Maar hoekom sal die man nie wil agtervolg? He's afraid of losing everything in our divorce. And now he's stalking me to make me nervous so I can back off and give in to his demands. Is hy dalk net so 'n bietjie paranoïes nie? Skei doen dit aan 'n mens. It would mean a lot to me if you went to go and see him. En dan toner hy hom tik. Dit sal die saak in die hof baie verswak. Is jy bang vir hom? Nee. Maar die koerante kan dit dalk net 'n rasaanval maak en dan is ek sonder twyfel werkloos. That never even crossed my mind. This is the problem when we get to know each other too well. We see the person, not the color. Maar is dit nie waarna ons moet streef nie? Hell no. Imagine if the elections in this country were not strictly color-coded. People would just vote for people and the government would end up looking like a rainbow. En ek dink dis nie 'n goeie idee nie. That would mean any South African could become president. Surely we can't allow that. Die vorige regering het dit ook nie toegelaat nie. Why do we always end up talking politics? Stop it. Right now. I have more important problems of my own. The stalking business is giving me the heebie-jeebies. Kry jy prokureur om die man te dreig met 'n inperkingsbevel? 'n Restraining order. I would prefer to have a bodyguard. Nou, kry dan een. It's not in the budget. Wat van ons personeel? Gaan ons nie verlang wees nie, Koos of Dikkie of Puna? I would prefer to have you as my bodyguard. You make me feel safe. Maar is niemand wat kan oorneem en die departement bestuur nie. Daar is. Koos. Koos wie? Koos Kokemoer. Koos Kokemoer. Ja. Waar gaan jy hulle saam? Vriende van my. Hallo.
kan ek asseblief 'n woordjie inkry? Shoot, boss. Die vergadering is nou in sitting. Right. Ek sit. Wat nou? Eerste op die agenda? Eerste op die agenda, maar smart woord, hè? Agenda. Dit klink so formeel. Agenda. Yes. Meneer Pieterse, wat wil jy die stoel vra? Niks nie. Maar ek wil vir jou sê om asseblief aan te gaan met die vergadering. Ek het 'n hele hoop dokumente wat ek moet gaan aflewer. Okay. Eerste op die notule. Agenda. Ja, dit. Ons almal weet dat ek aangestel is as waarnemende hoof. Moenie laat dit kop toe gaan nie, dis net tot Vrydag wanneer Mrs. Mama Bolo se skei saak verby is. Ek weet. Tot dan stel ek vir meneer Dikkie Abrams aan as waarnemende senior in die werkswinkel. Thanks, Koos. But why? Waarheen gaan jy dan? Ek trek by die hoof se kantoor. Meneer Roos gesê jy mag. Dit is vanselfsprekend dat die kantoor saam met die job kom. Ek is nou nie juis een van die slimste ouens aan hierdie tafel nie. Maar selfs ek weet, rubberbakkies gaan 'n gasket blaas. Jy weet nie hoe bestuur dink nie. Julle sien nie die groter prentjie soos ek en my mede-kollega Roos. Al prentjie wat ek sien is hoe Bitterbek jou op jou bullseye skop. Snaaks hoe die personeel daaronder kan draai teen die bestuur hierbo. Ek skryf al die goed net so in die notule. Ek wil ook net baie dankie sê vir my voormalige baas en mede-kollega Frans Roos dat hy my gekies het om sy stoel en skoene te volstaan. Punt. 2 sekondes in management en hy verander in 'n babbling gat kruipe. Ek het dokumente om af te lewer, ek gaan baie. Jy met die stoel vra om verskoon te word. Die stoel se gat. Skryf dit nou in die teorie. En ook dat Pina Pieterse gaan werk het. Daai laaitie weet nie hoe naby hy nou aan 'n skriftelike waarskuwing is. Nou raak jy so laf. Ek het dik werk om te doen. Sien jy? Niemand respekteer my rang nie. Koos waar jy gedraai is soos 'n diktator. Ek het ook beter dinge om te doen as om hier te sit. Soos wat? Om op die troon te sit. Die vergadering is verdaag. Dikkie lê lekker en slaap op 'n matras op die grond. Hy het dit sit vir die gevangenisdiens. Sien, hy het groot probleme met Petunia. Sy verneek hom met sy eie broer. Dis ten minste binne die familie. Het kon met 'n vreemdeling gewees het. Seker. Eet toe voor dit koud word. Kan ek nie liewer eers my pudding kry nie? Nou, jy's stout. Gaan lekker hier, nee. Oh, auntie. Wie is jou auntie? Auntie. Sê dit nog net 1 keer en ek trek jou oor my skoot en wiks jou rollebans met 'n kaal hand aan die brand. Auntie. Sorry. Dis net die laaste keer wat iemand my met 'n kaal handpak gegee het, was Muggie se ma. Let's not go there. Baas Koos, Daar, in sy kantoor. dit is Roos se kantoor. Dit is nou Koos se kantoor. Wat gaan aan? Hou julle my vir die voel? Nooit. Meneer Rubberbakkies werk saam met mevrou Mama Bolo tot die einde van die week. Tot dan is Koos ons waarnemende hoof. Waarnemende hoof. Klop net eers. Meneer Koekemoer, haar dit is met sommer nie by sy kantoor inpas. Meneer Koekemoer. Moes ek nie dalk eerder 'n afspraak gemaak het nie? Beslik ja. Nee, het klop maar net. Dankie. Het meneer Koekemoer al ooit so pak gekry? Baie. Yes. Pervert
Dis dit ook die kantoor van die nuwe waarnemende hoof. Korrek. Waarmee kan ek u help? Ek goed in haar stoel. Ek voel goed. Ek is so gemaklik. Ek voel asof dit vir my gemaak is. Miskien is dit. Dink jy so? Doe nogal iets aan my. Soos wat? Dieselfde soort ding as wat my nurse uniform aan jou. Dis dit. Ek het jou lunch gebring. Maar ek het regtig nie verwag dat my man vandag hier as waarnemende hoof sal sit nie. Dit het alles so vinnig gebeur. My oekels. Die hoof van sy eie departement. Ek kan dit self amper nie glo nie. Die kantoor pas jou. Sy net eers van al Rose sertifikate ontslaag geraak het. Jou eie opgesit het. Die kantoor jou karakter gee. Meer Koos, minder Roos. Ja, sure. Met al die nuwe verantwoordelikhede kan ons nie bekostig dat jy executive stress kry. Dis lekker. En wat hiervan? Ek kan lei tot dans. Ek moet sê, dit is nogal stil en baie meer relaxed wat ons aan die new management is. Natuurlijk, want jy het gelê snork soos jy geslaap het. I was working. Hoe anders moet ek nou 'n nuwe ergonomic matrasse toets? En let wel, ek het ook dwars deur my lunchtyd gewerk. En julle uur daarna, 'n bom kon in die plek ontplof het. Maar dit het nie. Dinge is nog altyd net so rustig soos voor ek met my toets begin het. Want jy het dwars deur alles geslaap. Waarvan praat jy? Ek het vir Poeno met 'n pizza aan sy bakkies gegooi. Good. Selfs ek is baie keer lus en gryp daai Ritalin junkie, veral na die stories wat hy van my en Frikkie versprei het. Die moffie stories. You see, dis wat ek bedoel. Ek het my bloediglik vir Poeno vererg, want hy het hier reg voor my by 'n ouer en dikker vrou aangelê. Ek het nog nooit met 'n goose uitgegaan wie se ma my nie daai I would like to take you for a test drive look gegee het. Dit was Bessie. Bessie? Koos so Bessie? Oh, sy! Daai onskuldige boterkan nie in haar mond smelt nie, Bessie. Die eerste moet alles begin. Holy macaroni. Ek is ook maar bly hy so nothing. Weet Koos hiervan? Nog nie? Dan shut up jy net daaroor, okay? I know what I'm talking about. Ek wens meneer Roos wil terugkom. Koos is nie 'n goeie hoof nie. Want die power is soos 'n rocket na sy kop toe. En die drank. Ek het toevallig deur die sleutelgat gesien dat hy en Bessie meneer Roos se jeupflesie in sy liaseerkabinet ontdek het. En daar is booze daarin. Altyd. Meneer Roos hou dit vir 'n noodgeval. Het die twee in werkstyd gesuip. En deur al meneer Roos se laaie getrap. Now that is a career limiting move. Koos en Bessie het hulle self hele lunchtyd in haar kantoor toegesluit en die foon van die mikkie afgehaal en net nou is Bessie eers hier uit in 'n woes gekrekelde uniform. Dit ook nog. En Koos is hy nog daar binne. Vas aan die slaap in meneer Roos se stoel. Hierdie departement is vinnig besig om vrot sleg te word. And the rot is coming from the top. Hallo. Vir wat klits julle hier voor soos 'n spul bakkies by 'n kookingsklas? Klink soos wat ek sou gesê het. En nou, Jy kan nie nou inkom nie. dis my kantoor. Maak oop. Eers Vrydag. Meneer is hier voorstel om Vrydag terug te kom. Tot dan is die waarnemende hoof se kantoor. Gaan weg. Ryk ek het drankasem. Dikkie, Lulu. Kokomoor. Maak oop of ek skouer hierdie deur uit sy kusyn uit.
Dis nie nodig om geweld te gebruik. Wat die hel is dit die? Meer Koos, minder Roos. Nog een keer. Die cheetahs, ons gaan jou beat, ja. Is een cheetah, ons gaan jou beat, ja. Niks rym met cheetahs nie. Hulle moes liever die tiere genoem gewees het. Baie meer woorde rym met tiere, soos biere, diere, spiere en so. Dis seker hoekom maar nog nie 'n hit song oor die cheetahs is nie. Ek kan meer van die sharks. Kom ons moet ry. Dis onmoontlik om 'n ordentlike liedjie te komponeer as mens flip en voltyds werk. Ten minste het ons nou 'n regte werk wat regte geld betaal. Net as julle julle agterente lig in die pad vat. Hier is julle jobkaart vir vandag. Nogal baie vir 'n Vrydag. Dis 'n lang naweek. Wag vir Dinsdag. Ja, dan is ons weer kniediep in Genian Wesrand se riool. Wees net bly julle te werk en 'n dak oor julle koppe en sê dankie vir julle oupa. Het oupa gesê wanneer hy terugkom. Nee jong, ek dink dit gaan te lekker by die see. Ek mis vir oupa. Ek ook. Maak my sommer depressief om daaraan te dink. Toe kry julle ry. Ek mis vir Shakira. Yes. Is julle na hulle item? Nee, nog nie. Maar as hy terugkom van daai kompetisie in Kaapstad af, gaan ek haar vra om my meisie te wees. Ek verstaan mevrou. As die ding is op by die gang afdryf, is dit beslis 'n noodgeval. Ek stuur onmiddellik iemand. Wat is die adres? Okay dan. Boons Plumbing is op pad. Dankie, bye. Ja, wat? Hoekom antwoord Penny nie sy foon nie? Nee jong, ek gesels alweer lekker met die kliënt daar binne terwyl ek alleen hier buite sukkel met 'n drein vol gestolde vet en hare. Ek is net vir die adres van die noodgeval. Maak dit klaar en ek gaan onmiddellik soontoe. Okay. Die kliënt waarmee Penny chat. Is dit 'n man of 'n vrou? 'n Vrou, 'n baie mooi een wat van die huis af werk in haar pyjamas. Yes. Maak dit klaar en ek gaan onmiddellik na daai noodgeval toe en skop Penny se gat. Dit is alles COVID se skuld. Almal werk nou ewe skielik van die huis af en in hulle pyjamas. Jy is ook nog in jou pyjamas? Dis anders. My werk is op die foon. Niemand sien my nie. Ek kan heeldag kolbas sit en niemand sal weet nie. Jy's beslis jou ma se dogter. Poedelnakend en ek sou my gelukkig stel. Is ma depressed? Nee, kom vra jy? Ma eet tart vir lunch en my champagne in die yskas gesit. Dis die lang naweek. En ek mis vir Poen, okay? Gaan kuier dan vir hom. Dalk sal ek. Het Shakira al iets laat weet van die kompetisie? Vanaand is die provinsiale finals. En dan môre aand is die nasionale final. En wat beteken dit? Die eerste 4 pooldansers kwalifiseer vir Team South Africa en kry dan hulle springbokklere. In my tyd het mense net 'n waarskuwing by die polisie gekry. Tye het verander, ma. Pooldans is nou 'n wettige en erkende beroep. Is dit? Weet jy van 'n pooldanser wat belasting betaal? Toe ma stripper was, het ma belasting betaal? Is jy laf? Late bloomers, dis wat daai 2 kleinseuns van my is. Hulle aard na my. Ek het ook eers baie laat in my lewe rigting gekry. Jy weet, my oudste seun lyk op 'n druppel water Nesbraambota, my oorlede vrou se baas. Net soos ek het daai 2 laities ongelukkig ook geweldige hoë vlakke van testosteroon. Sloer erflik. Vrou kan sommer maklik met ons koppe smokkel.
Daai selfde Bram Botha is later geskort omdat hy met 'n paar van sy pasiënte gelol het. Ek weet vir 'n feit dat selfs vandag nog kan net die noem van my naam in 'n hele paar huise liderlike huismoles veroorsaak. Eintlik was hy 'n vreeslike vriendelike ou en 'n baie goeie tandarts. Gelukkig het ek nou vir Coco wat my huis en my besigheid dophou. Hey, al die jare het ek gedink ek is die cheater in ons huwelik. Ek en Coco het al vir die laaste 10 jare ooreenkoms. Lewensmaats is die smart naam daarvoor. Die gewone naam daarvoor is ou vrou. Assembly is eintlik wat dit is. No strings attached, pas ons al twee. Ons almal het seker maar ons eie foutjies. Coco's in the champagne, dit maak van haar 'n onverantwoordelike tert. Is dit 'n goeie idee? Dis al lunchtyd, dis Vrydag en dis 'n lang naweek. Skip dan sommer vir my ook. Ek hoop nie die naweek is weer vol noodgevalle nie. Hoe anders in die plumbing besigheid wag pype en drains vir 'n naweek om te bars of te verstop. Ek moet seker nie mou nie. Noodgevalle is ons brood en botter. Ja. En nou gaan ek 'n bietjie ontspan langs die swembad. Dit is mos jou beurt om te kook vanaand. Bye! Jy moet al die uitvreet boodskappe van Chanel afsien. Hoekom het jy al vertel van daai cougar auntie en haar pyjamas? Want jy chat te veel met die kliënte. Sy wou my haar tattoos wys. Ek wou nie onbeskof wees en sê ek wil dit nie sien nie. Jy sou dieselfde gedoen. En toe wys jy seker vir haar joune. Dis hoe dit werk. Vice versa. Dit vat jou konsentrasie van jou werk af. Volgende week sal ek met die kliënte praat. Ek sal die papierwerk doen. Die ding se gas is klaar. Kry nie weer in die stoorkamer langs die swembad. Ons kan nie sommer dit wees nie. Ek gaan stort. En sê asseblief vir Chanel, daai auntie het lang pyjamas en 'n toepknoop gown aangehad. Dit ruik lekker. Wat maak jy? Hoender biryani. Het jy gestort? Kan ons sien. Jy moet op om so te chat met die kliënte. Veral vroumense en hulle flippin pyjamas. Mens kan nie onbeskof wees met die kliënte nie, Chanel. Dis hulle wat wil chat. Van die huiswerk kan baie eensaam wees. Is dit? Wel, van nou af, chat Boena met hulle. OK. Ek beloof. Ek het net oor vir jou. Ek watch jou. Kry vir jou koue bier, dis lang naweek. Is jy op champagne soos jou ma daar buite by die swembad? Lees nou nog steeds daar buite? Ja, op haar pink opblaas Leila. In haar kostuum. Nee, In haar bikini. ook nie. In haar G-string. Dink, of wat sy aan het is sonbrille en 'n hoed. Lê my ma kolbas daar buite by die swembad. Ek dink so. Jy dink so? Toe ek haar toevallig sien en besef sy's na, toe kyk ek blits vinnig weg. Ja, ek glo jou. And the elephant in the room is me. Ja, the naked one. 'n Mens se ou is nie veronderstel om mense ma af te loer terwyl sy kolbas tan nie. Ek het weggekyk, Chanel. En 'n mens se ma is nie veronderstel om dit op haar ouderdom nog te doen nie. Ag ja, Ali man. Hierdie lyf is nog lank nie verby iets sell by date nie. Beslis nie. En jy het weggekyk. Ag asseblief Chanel, ons almal weet ek het nie 'n probleem met nakyk nie. Ek ook nie. Soos hulle op daai TV-program sê, there is no shame. Down there, we are all the same. En vir wat is jy nou iewes skielik so preets? Jy het vir hoe lank pole dancing by 'n klub gedoen? In 'n G-string, okay? Om eerlik te wees, ek kry natuurlik nog 'n effense kente uit om na gekyk te word, of selfs om te poseer vir 'n paar foto's. Wat? Het jy vragties kolbas foto's van my ma geneem? Kunsfoto's. Ma poseer soos 'n tert op die foto's. Wel, dis jou opinie.
Poenie sê hy gaan dit Photoshop in swart en wit, want dis kuns. Ek wonder wat sy oupa daarvan sal sê. Wel, nee, asseblief. Moet dit nie doen nie, delete al daai kalbasfoto's. Poenie het my betrap in 'n oomblik van swakheid. Toe veer dit uit. Ek moet eerder nie champagne drink as ek nie by Poen is nie. As jy verdomde kalbasfoto's wil neem, is dit net van my, okay? Okay. Doe jy ook? Ek ook wat? Delete daai vieslike foto's. Maar dis kuns. Kunse gat, delete dit. Wil jy en jou oupa met weer 'n hartaanval kry? Het Poena ook foto's van mag neem? Kom ons almal vergeet nou van hierdie kalbas besigheid. Die freaking champagne het na my kop toe gegaan. En jy moes my gekeer het, maar nee, jy drink saam. Wat se dogter doen dit? Ek dink ma moet vir 'n week of wat na oom Poen gaan. Ek mis my beer vreeslik. Ek gaan môre vir ons braai. Daar's wors en chops in die vrieskas. Sit sommer 'n paar champagnebottels ook in die yskas. Ag, ek freaking joke net, okay? Ek het 'n ou pel van my wat saam met my op die skip gewerk het, Elton Lamour, gevra om saam te kom braai. Hy gaan my help met my sangloopbaan. Jou deeltydse sangloopbaan, want jy het nou 'n voltydse werk. Ja, natuurlik. Ons land is te klein om 'n voltydse muso te wees. Nou wat doen die Lamour vir 'n lewe? Hy's die DJ en 'n kroegman by Basil's Bar in Florida. Dis 'n gay bar. 'n Baie rowwe een, okay? Hoe maak musikante geld deesdae? Niemand koop mos meer CD's nie. 'n Mens download musiek. Meeste pirate dit, alles is ons verniet op die internet. Elton gaan my help om my musiek te bemark en op die betaalsites te kry. Gelukkig is daar nog mense wat songs koop. Dis Shakira. Hallo mooistes. Ek is deur na môre se finals toe, een van die top 10. Geluk. Ons almal hou vir jou duimsels dat jy deur sal gaan na die finale 4 en Springbok klere kry. Yes. Is daar nog van Chanel se biryani? Net as ek wil gaan kiep, dan word ek skielik weer honger. Daar in die yskas, in die bakkie, help jouself. Dankie. Yes. Ek kan nie wag om weer vir Shakira te sien nie. Yes. Jy moet oppas dat sy nie jou hart breek nie. 'n Mooi vrou is almal se vrou. Shakira is mooi van binne, maar veral van buite. Yes. My hairdresser vriendin Shamaine het jare gelede Wes-Transvaal klere gekry vir hairdressing. Swart baadjie met 'n geel mielie op die sak. Vandag beteken dit niks. Met Springbok klere is dit heeltemal anders. Dis 'n groot eer. Yes. Ek het soveel liefde in my wat ek so graag vir Shakira wil gee. Toe ek vir jou gevra het of jy 'n item is, toe het jy vir my gesê jy gaan haar vra om jou meisie te wees. Nou klink dit vir my asof sy al is. In my kop is sy. Ek weet sy gaan ja sê. Yes. Ek hoop jy's reg. Maar nou gaan ek in my bed klim met 'n freaking boek. Toe ek jong was, het ek vreeslik ge-worry oor wat mense van my dink. Ek het nog altyd veerig gevoel. In my laat 50's het ek nie hel meer omgegee wat mense van my dink nie. En nou in my 70's het ek skielik besef, niemand het in elk geval ooit iets oor my gedink nie. Wat wys jy nou net? Wys jy wat? Hoe stupid 'n mens kan wees. Wat nou vir my belangrik is die geluk en die veiligheid van my eie disfunksionele klein ou gesinnetjie. Daai 2 kleinseuns van jou. Dis ook maar lekker deur die kak. Poenie sal nog eendag sy passie ontdek. Op die oomblik is Chanel seker sy passie. Dobbel is my passie. Ja, en Poena het uiteindelik besef dat Poens plumbing beter betaal as showbusiness. Dis eintlik 'n goeie ding. Want nou hoef hy nie meer 'n lewe te maak uit sy songs nie, hy kan dit skryf uit sy hart uit, oor dit sy passie is. Drank is my ander passie. Chanel het gister gebel om te sê dat Coco 'n bietjie te veel champagne gedrink het en langs die swembad Kalbas gaan lê en tan het. Vrouens, dis my derde passie. En Betty, my buurvrou, het ook gebel om te kla dat haar man die hele roosbedding langs die muur verwoes het omdat hy nie gekonsentreer het op die grasnyer nie. Nee, hy het glo die hele tyd oor die muur na Coco se agterend geloop. As ek eendag nie meer daai ding kan doen nie, dan wil ek bitter graag asseblief net 'n toeskouer wees. Jy weet, ek dink ek moet vir Coco 'n bietjie afvlieg dat sy vir 'n week of so kom kuier. Ek mis haar. Ja, wat jy nodig het, is 'n goeie service
en 'n oil change. Jy weet dan. Op die radio. Hoe kry mense hulle om jou songs te speel? Bemarking. Dit is deel van my werk, maar daar's eers 'n paar ander tegniese dinge wat ons in plek moet hê. Wat se tegniese dinge? Die technical specs van die opname. En die song moet gepubliseer word op 'n betaalsite soos iTunes, Spotify, Media Monkey of Google Chrome. Daar sê menere, 'n lekker koue enetjie. Dankie. Julle selfoons is nie baie goed hier nie. Daar staan op bo op die stoep as iemand wil bel. Nee, ek wil nie bel nie. Dis net my Goose Primrose is nogal besitlik. Sy het 'n GPS-trekker op my foon gesit sodat sy ten alle tye kan weet waar ek is. Wow. Jy erg. Sy rede om jou nie te vertrou nie. Nee, ek gedra myself. Wel, okay. Ek sal, as ek alleen is, na ander Goose loer. Maar dis ook al. Chanel kan my ten volle vertrou. Laas Saterdag toe ek haar by Primrose opdaag, toe was ek woes van die woede. Die trekke-app op haar foon sê, dit moet my 11 minute vat om van my plek af na haar plek toe te ry, en ek het 13 minute gevat. Wat is haar naam? Elton, moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Maar as iemand so jaloers of besitlik is, soos jy sê Primrose is. Ja, sy is onredelik jaloers. Dan is dit omdat daai persoon dalk self die kat in die donker knyp, en dan dink jy doen dieselfde. Wat sê jy nou vir my? Het jy ook 'n trekker-app op haar foon? Nee, Primrose sê ek kan haar ten volle vertrou. En wat se werk doen Primrose? Sy's 'n massage therapist by 'n Rubber Massage Parlor in Rodepoort. So wat jy sê is, ek moet eintlik my songs in 'n regte studio laat opneem. Jy nooit. Dit sal 'n fortuin kos. Ek het alles wat ons nodig het. 'n Laptop, 'n goeie mic, 'n klomp eierbokse en 'n groot kombers. As jy iewers in die groot huis 'n lekker stilkamer het, is ons eie way. Bring jy net die songs. Ek werk op die oomblik aan 'n rugby liedjie oor die cheetahs. Jy mors jou tyd. Love songs. Lekker sokkeliedjies, songs wat mense wil laat dans. Dis die mark. Is dit? Of as jy regtig desperate is, gospel. Gospel. Baie van die sangers hardloop na gospel songs toe as hulle eie liedjies het maak. Die probleem is net, dis die soort songs wat die meeste gepirate word. Ek sal maar liewer hou by liefdesliedjies. Ja, want dis waarin jy op die oomblik die meeste belangstel. Dis beter as jy wat in niks belangstel nie. Is die waarheid? Ek het net gister besef dat ek nogal baie aan fotografie belangstel. Vergeet jy daarvan? Of wil jy ek met jou oupa vertel? Kom on, Chanel, ek bedoel dat ek foto's van jou wil neem. Okay? Okay, loverboy. Die snoeinpap is reg. Kan ek sang bring? Ja, die vleis is ook amper klaar. Hallo, dis Elton, Primrose Williams se boyfriend tot die dood. Hoe kan ek help? Nee, sorry. Ek het 'n car insurance en ek's happy met dit. Goodbye. Sal hulle mens vragtig op 'n Saterdag by 'n braaibel om 'n car insurance te smous? Antwoord jy altyd jou foon met daai rympie? Primrose het gesê dis hoe ek dit moet antwoord. Finish en klaar. Die music producer Pel van Puna het nie eens gebly vir pudding nie. Hy moes waai. Sy meisie is baie streng. Sy het hom toegelaat om vir net 1 uur by ons braai te wees. Maar waar is Puna? Sy arome is gaan smelt. Hy is op die foon met Shakira. Ek het 'n vermoede dat sy dalk nie die span gemaak het nie. Maar dan gaan hy maar net met troos. Dis nie die einde van die wêreld nie. Glo my, vir Shakira gaan dit wees. Sy is baie mededingend. Ek het slegte nuus. Shakira is nie in die finale 4 nie. En nou chunk sy seker al oor. Shame. Sy's vreeslik teleurgesteld. Maar ek's baie verbaas want sy's 'n ongelooflike danseres. Is nie oor haar dansie nie. Die probleem is hulle het 'n vreeslike streng kwotastelsel. Kwota volgens wat? As ek mag raai, Welkleur. Nee, capsize. Wat's dit? Die grootte van 'n girl se boobs. Slegs 2 van die deelnemers mag 'n C-cup of kleiner wees. Plus, een van daai 2 moet deel wees van die LGBT+ community, verkieslik transgender. Puna is reg, die hele wêreld het mal geword. Ek's geskok. Diep geskok. Ek sou maar lus en appeleer. Met die geld wat jy van waar af kry,
Dis net freaking ministers wat kan bekostig om te appeleer. Hoe groot is die C-cup? Soos ek. Ek seker. Perfek, sou ek sê. Dis die regte antwoord. Dis stupid reels, want poledance is nie 'n spansport nie. Nou gaan Shakira beslis 'n paar silicone boobs wil hê. Sy het reg al lank om dit te laat doen. Wel, ek sou dit self ook laat doen het as ek nie geld gehad het. Is maar laf. Silicone boobs, soos tan, is lankal nie meer cool nie. Gravity is 'n pes. Mense moet die later wen om cosmetic surgery te kan bekostig. Wat as ek 'n stinkbrief van die koerant skryf en sê hoe onregverdig daai kwotastelsel is? Walk away, daar's baie erger dinge as 'n paaldans kompetisie waaroor die koerante moet skryf. Ek was eers nie, maar nou is ek sommer bly iemand het die parlement afgebrand. Wel, ek moet gaan pak en my beenhare skeer, want môre vlieg ek vir 'n week na Poen toe. Wie gaan vir ons kook? Who cares? Poen, poen, soen my, onder die wilgerboom. Oeps. Volgende week is dit net takeaways, okay? Okay. Wie het op my gesplit? Tutu, wie van julle het vir Poen stories aangedra? Ek het maar. En presies wat het jy vir Poen gesê? Net dat ek dink, ma korte breek en dat ma hom vreeslik mis. En? Dat ma in die champagne ingeklim het en dat die klere gewaai het. En? Ja, en? Julle twee is verniet bekommerd, ek het niks gesê van die foto's nie. Poen, gaan julle twee perverts se gatte skop. En dan gaan maar vir 'n week see toe. Ek weet nog nie of ek jou moet bedank en of ek jou gat moet skop nie. Bedank my. Dankie. Snip. Die makarene mambo, daar's meel op die vloer. Die makarene mambo, my broer. Die Macarena Mambo, daar's meel op die vloer. Macarena Mambo, my broer. Die Macarena Mambo. 'n Mens moet altyd iets hê om na uit te sien. Of selfs beter, iemand. Bram Botha se gat. Die makarene mambo, daar's meel op die vloer. Cappuccinos wat ek agter julle twee basse aandra. Julle moet net seker maak ek is môre om 10:00 op haar lughawe. No problem. Ons sal vir ma Uber bestel. Ekskuus. Ek grap net, natuurlik sal ons mos soontoe vat. En die huis moet lyk soos wat hy nou is wanneer ek terugkom. Niks se gepaarte en sulke nonsens nie. Ek het goeie nuus en ek het slegte nuus. Wat is die slegte nuus? Shakira kom nie meer maandag huis toe nie. En die goeie nuus? Een van die C-cup dansers is gediskwalifiseer en nou is Shakira in haar plek in die span. Shakira het haar springbokklere. Yes! Nou gaan sy nog 'n groter pyn in die gat wees. Hoekom is daai C-cup meisie gediskwalifiseer? Sy het positief getoets. Vir COVID? Nee, steroids. Yes. En hy borrel sluk en bub voor hy ontblok en dan verdwyn. Raak Puna opgewonde soos 'n hondjie met 'n been. As hy is wat 'n verligting bring die volgende een.